Reg, ek gaan nou gou vinnig vir julle 'n titrasieberekening wys. Ons kyk sommer na die reaksie tussen soutsuur met kalsiumhidroksied. Die produkte is 'n neutraliseringsreaksie want dit is 'n suur en 'n basis volgens Arrhenius. Gee vir ons water en kalsiumkloried. Die inligting wat gegee word in die scenario gaan wees die kalsiumhidroksied. Ons gebruik 10 gram wat ons oplos in 250 kubieke sentimeter water. Van daardie standaard oplossing gebruik ons 15 kubieke sentimeter om dan 'n 10 kubieke sentimeter oplossing van die onbekende konsentrasie van soutsuur te neutraliseer. En dan vra hulle vir ons bereken die konsentrasie van die HCl. Soos dit is die inligting wat ons het om mee te werk. Nou heel eerste stap nommer 1 is skakel die kubieke desimeters om na kubieke sentimeters. Ons moet almal gaan deel deur 1000. Soos ons eerste stap daar is daai volume gaan, kom ons maak hom volume is gelyk aan 0,010 kubieke desimeter. Daai 250 kubieke sentimeter is 0,25 kubieke desimeter. 15 is dan 0,015 kubieke desimeter. Soos daar het ons nou alles al in die regte eenhede. Dan die volgende stap is ons moet 'n mol kan gaan bereken. Ons het die massa daar, die MR is 74, soos ons kan hier 'n mol gaan bereken en dan die konsentrasie van die kalsiumhidroksied. Soos dit gaan ons eerste stap wees, ons gaan hierdie konsentrasie gaan bereken van die kalsiumhidroksied. Soos ons het die eerste mol is gelyk aan massa oor formulemassa en dit is 10 gram op 74 en dit is dan, ons kan hom net so los want ons rond ons eers ons finale antwoord af. So dan los ons hom net so. Dan konsentrasie gaan bereken, dan is ons konsentrasie mos gelyk aan mol oor volume en dan is dit die 10 oor 74 gedeel deur die 0,25 en dit gee vir ons konsentrasie van die kalsiumhidroksied. Soos dan het ons 10, wag, laat ek nou net gou hier is 10 gedeel deur 74 is gelyk aan daai getal weer gedeel deur 0,25 is 0,54 is die konsentrasie van ons kalsiumhidroksied se oplossing. Soos ons konsentrasie hier is dan gelyk aan 0,54 mol per kubieke desimeter. Van hierdie 0,54 gebruik ons net 15 kubieke sentimeter. Soos ons kan nou die mol hoeveelheid kalsiumhidroksied kan ons gaan uitwerk. Ek gaan nou net hier so afmaak. Soos nou gaan bereken ons die mol hoeveelheid van die basis wat ons gaan gebruik. Dit is gelyk aan mol is konsentrasie maal volume. Dit is gelyk aan 0,54 is die konsentrasie wat ons bereken het, maal met die volume wat ons gebruik het, 0,015. En dan is dit gelyk aan, ons maal hom nou net met 0,015, is 0,0081 mol, 0,0081 mol.
Nou wat is die verhouding, die molverhouding? Kyk, nou het ons mos gegaan van konsentrasie, ons het gegaan van massa na mol toe, na konsentrasie toe, van konsentrasie af terug na mol toe. Nou gaan ons met ons formule, ons verhouding kyk, ons verhouding is 2 tot 1, soos, hierdie is die molhoeveelheid van die kalsiumhidroksied, van die basis. Soos dubbel daai molhoeveelheid gaan die molhoeveelheid wees van die suur, want dit is 2 tot 1. Soos ons molhoeveelheid van die soutsuur, soos ons NaCl tot NCaOH2 is dan 2 tot 1. Hierdie is 0,0081 en ons moet daai X gaan uitwerk. Ons maal dit mos nou net met 2, dan kry ons die molhoeveelheid van die soutsuur wat ons gaan nodig hê. Soos ons maal daai een net met 2 en dan is dit gelyk aan, dan het ons hier is X dan gelyk aan 0,0162 mol. Ok, waarin is daai molhoeveelheid opgelos? Mos in daai 10 kubieke desimeter water, of in daai volume. Soos, nou kan ons hier vanaf gaan, sien julle, ons is nou weer by 'n mol, ons het met die verhouding teruggegaan na die mol toe. Nou gaan ons weer, want ons is 'n konsentrasie gevra. Nou gaan ons terug na konsentrasie toe. En ons gaan bereken hier, die konsentrasie is dan gelyk aan mol oor volume is gelyk aan daai waarde 0,0162 gedeel deur die volume wat ons gekry het is 0,010 en dan is die konsentrasie gelyk aan, nou deel ons hom net weer, gedeel deur 0,010 is gelyk aan 1,621 mol per kubieke desimeter. En daar is jou konsentrasie nou klaar bereken. Soos, dit is die stappe. In die vorige video het ek mos nou vir julle daai gewys hoe jy het die mol in die middel en dan die jou vierkante waaruit jy kan beweeg. Ons het gegaan van 'n massa na 'n mol toe, na 'n konsentrasie toe, terug na die mol toe. Daar by die mol het ons toe met ons verhouding gewerk en toe ons terug konsentrasie toe. Sien julle, hoe gaan jy daai berekeninge gebruik om hierdie titrasie berekeninge te kan oplos?